Goeiedag, ons kuier weer saam. Baie welkom weer ook. Ons gedagtes en ons emosies kan ons baie keer wegneem van die nou waarbinne ons leef. Ons het vanoggend weer 'n besonderse geleentheid. So daar waar jy nou is, raak bewus van die gedagtes in jou kop en ook die emosies in jou hart. As jy kan, gee dit name, neem dit vir 'n oomblik op, ervaar dit, bedink dit, en laat dit dan gaan, dat jy hier teenwoordig kan wees. Kom ons maak ons oë toe en ons haal diep asem. Here, ontvang ons in U teenwoordigheid wat ons omvou en omring. Ons is hier want ons weet U is hier. Amen. Genade en vrede vir elkeen van ons. Amen. Well, we know where we're going, but we don't know where we have been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we are not little children, and we know what we want. And the future is certain. Give us time to work it out. 'n lied van 1985, gesing deur Talking Heads, The Road to Nowhere. En die liriekskrywer lewer kommentaar op hierdie lied. Hy sê, I wanted to write a song that presented a resigned, even joyful look at doom. Ek en jy onderneem baie reise, maar vir elke reis is daar 'n bepaalde eindbestemming en daar's ook 'n eindtyd in gedagte. Selfs die langste reis wat nog ooit onderneem is, die van aarde na Mars toe,
het baie definitief 'n eindbestemming in gedagte gehad. Hulle moes mars kry. En hulle het geweet, dit gaan iets vat tussen 7 tot 9 maande. Ook wanneer jy net hier in die dorp rondreis, of jy nou wil Spar toe gaan, of mall toe, of Pick n Pay, of dalk vir skool toe een van die dae, jy weet presies hoe lank dit jou gaan neem. Jy weet jy kan op jou horlosie kyk by die huis, as dit 10 voor is, kan jy ry, want as jy dalk op die uur daar. Jy ken die pad wat jy gaan ry, en jy weet presies hoe lyk die eindbestemming. Waar gaan jy hopelik parkeer as daar vir jou parkering is by die skool? Jy weet jy waarskynlik by die werk, waar wil jy parkeer, as iemand nie jou parkering gevat het nie. So hierdie sekerhede is vir ons goed. Eindbestemming, eindtyd en heel waarskynlik ook 'n roete. Maar vir hierdie reis, wat ek en jy beleef die laaste 2-3 maande, het nie een van ons vooropgeteken nie. Kom ons noem dit die COVID-19 reis. Want ons weet, daar's nie regtig 'n eindbestemming nie. Ons weet nie waar gaan ons eindig nie. Verskoning, as die cliché time will tell ooit gegeld het, is dit nou waar. En ongeag hoe jou opinie ook al is, en hoe seker jy is, of die land of die regering regte of die verkeerde ding doen, only time will tell. Daar is nie 'n eindbestemming en 'n eindtyd in gedagte nie. Wat nog te sê van 'n vasgestelde roete? Nie een van ons wil nou hier wees nie. En ek weet selfs baie keer as ons praat oor die fisieke intimiteit by 'n man en 'n vrou, dan word daar gesê, nee, maar die reis is eintlik die eindbestemming. Dit gaan nie hier werk nie, want niemand van ons wil in hierdie reis bly nie. Dis vir ons net te vreemd. Tog is daar 'n reël in hierdie lied. Die reël sê, the future is certain. En ek en jy kan dit bevraagteken. Ons kan sê, jene, maar hoekom, wat is nou seker? Een ding waarvan ons seker is die onsekerheid. COVID-19 is nou hier. Dis die nuwe normaal, al is dit net vir die volgende jaar of 2. Dis 'n pandemie wat ons getref het. Daarvan kan ons seker wees. So ons is seker oor vrae. Ons is seker oor onsekerheid. Ons is seker oor vrees. Ons is seker oor 'n lewe wat vir ons voel dalk uitmekaar uitval. Daarvan is ons seker. En ek dink die vraag is, wat is 'n gelowige se opinie of se ingesteldheid veronderstel om te wees in 'n tyd soos hierdie? En ons weet, ons praat al die laaste 4 of 5 weke hier oor hoe lyk die koninkryk van God en wat is God se wil en droom vir my en vir jou as gelowige? Maar daar moet tog 'n andersheid wees. Daar moet tog 'n stem wees of 'n manier wees wat ons kan vir mekaar sê, ten midde van hierdie seker van onsekerheid, wat gaan ons maak? Wat gaan ons stem wees? Ek weet hierdie week op die media was daar klomp dinge geskryf en klomp ouens het kommentaar gelewer, selfs een koerant se redaksionele berig het gegaan oor, waar's die stem van die kerk nou? Met die verwagting dat 3 of 4 of 5 mense, iewers hoog op, iewers by 'n moderatuur van 'n kerk, hulle moet nou 'n amptelike stem en 'n amptelike opinie hê oor wat sê die kerk nou in die tyd van COVID-19. Dit kan seker gebeur. Maar myns insiens is dit irrelevant wat sê 'n amptelike dokument. Maar daar waar ek en jy leef, daar waar ek en jy bestaan, of 'n bestaan probeer voer, dit is die plek waar gelowiges en kerkwees moet gebeur. Ons almal het Bybelversies wat vir ons belangrik is. Nou buite in Johannes 3 vers 16 is die tweede belangrikste of die tweede bekendste teks wat mense graag aanhaal, die Jeremia 29 vers 11 teks. Die ene waar daar gesê word, God is aan die woord en hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan, ek beplan voorspoed en nie teenspoed nie. Ek weet wat julle toekoms is, ek gee vir julle 'n nuwe verwagting. En ek dink nogal hierdie versie word baie keer op yskaste geplak of is een of ander boekie voorop of is iewers op 'n mooi teksie iewers gebeure en iets wat jy graag as 'n memorabilia iewers wil sit.
dat God beplan net die goeie vir my. Kom ons stap 'n bietjie vanoggend saam met Jeremia. En ons hoor waar is hy as Jeremia vers 11 deel ook vorm van die groter gedeel van Jeremia 29. Kom ons lees die eerste paar verse, Jeremia 29. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was, en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jojagin en die koningin moeder, die paleispersoneel en die amptenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur saam met Elasa, seun van Safan, en saam met Gemaria, seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toe gestuur is. Ons almal weet, Jeremia is die groot profeet. Vir 40 jaar lank tree hy op in Juda. En hy tree op in die laaste 5 konings se regeringstydperke. Afgesien van die 5 konings is hy bewus van 3 groot wêreldmagte wat 'n rol speel. Die oomblik as Jeremia aan die woord kom en hy tree as profeet op, dan is koning Josia koning. Maar op daai selfde moment hoor hy ook van hierdie een wêreldmag, die Assiriërs wat kom en die boonste 10 stamme van Israel eintlik in ballingskap neem en verwoes. Net 'n ruk daarna, hier half uit die suidweste uit, kom die Egiptenare. Hulle is 'n groot krag en hulle vermoor vir koning Josia op die Jesreel-vlakte. En dan nou, op hierdie moment, sit hy in die middel van 'n derde wêreldmag wat ongelooflik sterk is, die sterkste tot op daardie tyd. Die Babiloniërs wat met koning Nebukadneser gekom het, hulle het Jerusalem ingeval, die Suidryk, hulle het die vorige koning doodgemaak wat Jojakim was, en nou het hulle die huidige koning Jojagin ook in ballingskap gevat. En saam met omtrent 4000, en dit is wat die teks gesê het, saam met omtrent 4000 van die belangrikste mense, is hulle weggeneem Babel toe. So nou tree hierdie profeet Jeremia op. Luister mooi, aan die een kant is hy in Jerusalem. Jerusalem het moeilikheid. Sedekia is die koning, maar die ouens wat daar agtergebly het is nou maar, ek wil amper maar noem, die tweede klas burgers. En hulle werk daar in Jerusalem as slawe. Hulle word daar in Jerusalem deur die Babiloniërs verdruk. En die Egiptenare kom van onder af en dit is moeilik. Die stad brand. En ons weet 12 jaar hierna is die Jerusalem heeltemal platgeslaan. Maar dan skryf hy ook hierdie brief vir die mense nie net in Jerusalem nie, maar ook vir die ongeveer dan 4000 mense wat weggevoer is. En hulle sit nou in Babel. Nou dalk net om hier te stop, ek en jy beleef dalk ook 1 of 2 of 3 groot magte wat ons voel, wat ons dalk gryp. Dalk is COVID-19 en die vrees vir die siekte een so mag. Maar dalk is nog so mag die ekonomiese verval wêreldwyd en in besonder in Suid-Afrika. Dalk is daar nog magte, jou huisgesin val dalk uitmekaar uit, jou huwelik is dalk nie nou op die beste plek nie. Daar dalk iets gebeur in jou familie en jy sit met hierdie verskeidenheid van magte wat inspeel op jou. En jou presies kan dat voel dalk, soos 'n Jeremia wat moet probeer hoop gee, en God se stem moet laat hoor. Jeremia probeer iets hier sê, dat God ook in teenspoed is, soos hy is in voorspoed. Dat hy ook in donker is, soos hy is in lig. Dat hy in Babel is, maar ook in Jerusalem. Ek weet toe Stefan Joubert op 'n stadium hieroor gepraat het, toe sê dit het vir hom gelyk vir Jeremia asof almal bloei. En dan gebruik hy die beeld en hy sê, en hy gebruik die beeld wat ons dalk vandag sal kry uit die rugby wêreld uit, wanneer iemand nou 'n bloedbesering kry, dan moet jy onmiddellik stop en jy moet die veld verlaat. Jy moet ophou speel. En ek dink so werk kinders ook baie keer. 'n Kind kan met 'n fiets ry en jy kan hardloop of jy kan val en hulle staan weer op. Maar kyk, as die bloed vloei,
dan speel ek nie meer saam nie. Dan huil ons, dan hardloop ons huis toe en dan soek ons troos. Dan wil ons nie meer deel wees nie. Gaan sit ons uit. Ons wag dalk vir beter dae. So, wat gebeur as die volk bloei? Hulle kies dalk om uit te sit. Om dalk te sê ons speel nie verder nie. En hoor nou ten midde van hierdie bloed, ten midde van hierdie teneergedruktheid, ten midde van hierdie hooploosheid, wat sê Jeremia vir hulle? Ons lees die volgende teks. Luister, so sê ek, die Here, die Almagtige. So in die eerste plek sê God self, ek is magtiger as al die kragte wat inspel op julle. En ek en jy moet dit dalk hoor vandag. Maar hoor nou, wat is die opdrag? Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my in daardie stad, want sy belange is ook julle belange. In kort is die boodskap van God deur Jeremia net, hou aan leef. Moenie in die hoek gaan sit nie. Daar's 'n lewe om te leef. Moenie opgee op die lewe nie, om een rede, omdat God nie opgegee het op julle nie. Hy sê, bid vir die plek waar jy bly. Al brand alles af. Daar's 'n Babel, daar's Jerusalem, maar jou bestaansdoel lê nie in die omstandighede nie, maar in dit wat God in jou geplaas het om nou met hoop te kan leef. As Paulus baie later self in die tronk sit, jy waarskynlik ook aan bloeie, dan het jy waarskynlik die volste rede om ook te kan sê, ek speel nie verder nie. Ek is klaar. Ek het my kans gehad. Hy sê dit nogal, hy sê, julle moet weet dat ek van die moeilikste tye gehad het, toe ek in Asië was. Hy sê, die swaar wat ons moes verduur het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Hy sê trouwens, dit het so gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Hy sou kon sê, ek bloei, ek sit uit. Maar is dan juis vanuit die tronk dat hy die volgende woorde skryf. Ons lees dit saam. 2 Korintiërs. In elke moeilikheid bemoedig hy, God, ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. Ek dink Paulus sou ook gesê het, gaan plant jou boom, gaan bou jou huis, gaan hê kinders. En ek en jy moet dit nou vanoggend op 'n simboliese manier hoor. Ja, dalk letterlik moet jy 'n boom gaan plant. As jy 'n huis kan bou, bou hom. As jy kan kinders kry, probeer. As jy voel jy is te oud, probeer nog steeds, of moedig iemand aan wat dan ten minste kan. Maar ek dink is meer simbolies geskryf. Wat is daar wat ek en jy nou kan doen? Pierre Du Plessis skryf in sy tweede laaste boekie, en dan sê hy, as Jesus in Jerusalem inkom, op die rug van die donkie, dan huil hy. En hy huil oor die stad. En hy vra, huil ons nog oor ons stede en ons dorpe? Maar Jesus het nie net gehuil, hy het ook die dag daarna gegaan, en hy het ook 'n stuk reiniging gedoen by die tempel. Huil ek en jy nog oor ons poskode? Oor jou dorp? Huil ons nog oor 0299, of watter poskode jy ook al het? En is jy bereid om ook terug te gaan en daar iets te gaan doen? Simbolies dan, om 'n huis te gaan bou, om 'n boom te gaan plant, om kinders te gaan wil hê, om te gaan sê, ek moet bid vir hierdie stad, want die belange van hierdie stad en van hierdie land is ook God se belange, is ook in God se hart. Ek dink ek en jy is altyd in een of tussen een van twee reaksies. Of die lewe maak ons harder,
of die lewe maak ons sagter? Of die lewe maak ons meer sinies en meer krities en meer negatief? Of hy maak ons dat ons lewens leef wat vol hoop is? En ek en jy het daardie keuse. En die Keltiese spiritualiteit leer ons van St. Patrick, wat as 'n heilige verklaar is in die Rooms-Katolieke tradisie. En hy het klomp monnikekloosters laat bou in sy tyd. Maar nooit buite die stad nie. Nooit eenkant ver weg op 'n berg nie, maar altyd in die stad, of ten minste baie naby die stad. En word daar vir ons vertel dat wanneer die monnike gevas het en daar 'n vreemdeling gekom, dan het hulle die geestelike dissipline van vas gestop om saam met die vreemdeling te eet. So dit lyk vir ons dat om 'n vreemdeling te ontvang dalk belangriker is as geestelike vroomheid. Wat is die boodskap, baie spesifiek, wat Jeremia vir my en vir jou sal sê? Die stemme van die kerk, sinodaal, groot, in briewe, in amptelike verklaringe is goed. Maar waar plant jy 'n boom? Waar bou jy 'n huis? Waar is jy besig om te bid vir die omgewing waarbinne jy nou is? Ek weet van iemand, graad 4 of 5, wat so mooi vir haar pa gevra het, ek wil Zoom op my foon hê. Ek wil die app aflaai, en hy het gesê nee. Sy sê nee, maar, en dit was die waarheid, sy wil net so graag die ander maatjie help met haar wiskunde. Sy het 'n boom geplant. Ek weet van iemand wat bereid is om, en wat dit al reeds doen, wat in hierdie leefveldjies in ons dorp instap en bereid is om die papiere te gaan optel. Dis iemand wat besig is om 'n huis te bou. Ek weet van iemand wat Vrydag, iemand van 19, wat bereid is om na iemand toe te gaan wat sy nie eintlik ken nie, maar wat in die laaste tyd hier 'n ongelooflike traumatiese tyd was in sy lewe, sy pa is oorlede. En sy gaan by hom sit vir 'n hele oggend om te help met sy Afrikaans. Ek weet van iemand wat hierdie week gegaan het en vir iemand gaan sê het, ek is jammer, kan jy my vergewe? Dis die manier hoe ek en jy bome plant. Dis die manier hoe ons huise bou. En kom ons voltooi die sirkel oor die laaste 4-5 weke se boodskappe. Jy doen dit nie net omdat dit 'n opdrag is nie. Jy doen dit nie net omdat dit 'n keuse is nie. Jy doen dit want daai goedheid is in jou. Dis hoe God jou gemaak het. Jy kom by 'n sweet spot in jou lewe. Jy kom by dit waarvoor jy eintlik gemaak is. Jy kom en jy leef God se droom. Amen. Here, ons bid saam vanoggend en U weet waar U die lewe vir ons duideliker moet maak. Waar ons dalk onwillig of hardkoppig of net ongehoorsaam is. Here, roep U goedheid uit ons uit. Dat ons die goedheid kan gaan leef. Baie dankie dat U wel vir ons 'n toekoms en 'n verwagting het. Al lyk dit anders as ons verwagting. Ons weet, ons lewe nou op hierdie plek, op hierdie tyd, omdat U ons hier wil hê. Hier is ons hande en ons voete en ons monde en ons lywe en ons liggame. Hier is ons lewens. Amen.